Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 20 April 2025. As erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Johannes 20 en die tema van die preek: Getuig met blydskap van die opstanding van Jesus Christus. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan verse 1 en 4, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Sluister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie,
Want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38 daarvan die eerste vers en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, daar is net een ware God, van ewigheid tot ewigheid. En dit is U. Ja, U wankel nie. U bly getrou aan U beloftes. U is die Almagtige, die Alwetende. Daar's nie einde aan U liefde en U genade nie. Nou Here, ons is U dankbaar daarvoor. Want U het ons ook maar alleen uit genade gered. U Seun gestuur om vir ons die ewige lewe te verwerf deur vir al ons sondes te betaal. O Here, sal ons ooit die diepte van U genade, U liefde kan verstaan. Maar daarom is ons ook verheug dat U ons telkens weer ook oproep om hier by mekaar te kom, om na U woord te luister. Dat U ons daardeur voed. Dat ons ook so in ons verhouding tot U kan groei. Dat ons kan volhard, kan staande bly in ons geloof. Maar Here, dit alles is U werk. En ons dank U daarvoor. Wil U dan ook weer eens so vandag met ons wees, as U tot ons spreek deur die woord. Ja, dat U Gees kragtig in ons werk, sodat ons sal verstaan. Dat ons ook hier sal uitgaan en doen. Ja, dat ons geloof sigbaar word in ons dankbaarheidslewe. En ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen.
Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 105, daarvan verse 1 en 2. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Johannes 20. Vrydag het ons gesien tot daar waar Josef van Arimatea vir Jesus in 'n nuwe graf, koninklike graf neergelê het. En toe het die vroue wat saam met hom gegaan het en dit aanskou het ook teruggedraai huis toe. Ons lees nou wat op die Sondagoggend gebeur het. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daaraan gekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, en een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê: "Ek het die Here gesien."
En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Tot sover. Net die laaste vers weer. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Vrydag het ons gehoor hoe die hele skouspel om Jesus se kruisiging gewys het dat hy werklik die seun van God was. As jy dalk nie Vrydag hier was nie, dan kan jy gerus ook na die skakel gaan luister of kyk, soos wat dit op die kerkgroep geplaas is. Die skrifte gaan in vervulling, ja, maar die skare se oë bly toe. Hulle bly blind. En dan gaan hulle versla huis toe. Maar dan het ons gehoor van ander mense, die vriende van Jesus en ook die vroue wat hom gedien het, wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Hulle het alles sien gebeur. Ons het gehoor van Josef van Arimatea, wat Jesus se liggaam in doeke toegedraai het en in 'n nuwe graf, 'n koninklike graf gaan lê het. En dan het ons gelees van die vroue wat Jesus gedien het, wat vir Josef na die graf toe gevolg het en gesien het hoe Jesus daar neergelê is. En dan gaan hulle ook huis toe om die reukolie en salf voor te berei. En onder hierdie vroue was ook Maria Magdalena. Sy was ooggetuie van alles wat gebeur het tot en met Jesus in die graf neergelê is. Maar soos ons Vrydag gesê het, God se raadsplan vir ons verlossing gaan voort. Dit het nie by die graf gestop nie. Nee, alles behalwe. En vir dit wat nou verder gebeur, moes daar ook ooggetuies wees. Daar moes mense wees wat alles gesien het. Verlede jaar het ons gehoor van die wagte by die graf wat getuies was van Jesus se opstanding en alles vir die leiers gaan vertel het. Hulle het gesien wat gebeur het. En tydens 'n vorige preek, so 2 jaar gelede, het ons ook gehoor van Petrus en Johannes, hierdie eerste gedeelte waar ons vandag geluister het, wat hulle haas na die graf toe en sien dat dit leeg is. Hulle sien die doeke wat daar lê, maar dit is leeg. Nie afgerol en het op 'n hoop daar neergegooi nie, maar steeds in die vorm van 'n liggaam en 'n kop, maar leeg, soos 'n kokon waaruit 'n vlinder gekruip het. En vandag verplaas ons fokus na Maria. Ja, vir 'n oomblik was sy blind, maar kon tog later sien. Sy was nooit net 'n toeskouer nie, maar het haar hele lewe in geloof en vertroue in Jesus geplaas. Ons lees dat sy eerste by die graf was daar die heerlike Sondagmôre. Ja, die Joodse Sabbat het begin met sononder daardie Vrydag en dan het ook geduur tot Sondagoggend wanneer die son weer opgekom het. Ons kan onsself indink hoe Maria in haar huis gestaan en wag het vir die eerste sonstraal wat sal vertel, Sabbat is verby, sodat sy na die graf toe kon gaan met daardie reukolie en die salf wat voorberei is vir die lijk van Jesus. Ons lees immers in Johannes 20 vers 1 dat dit nog vroeg was, eintlik nog maar donker. Ja, die eerste keer wat sy by die graf kom, sien sy dit is leeg. Verward en hartseer gaan sy oral rond, rusteloos, verdwaas. Gaan sy van die een na die ander. Van haar huis na die tuingraf. Van die graf na Petrus en die ander disippels, vir wie Jesus lief was, naamlik Johannes. Dan weer terug na die graf, ja, in en uit die graf, radeloos, verward. Sy het nie geweet waar Jesus was nie. Dis Sondagmôre, feesdag waarop ons Christus se opstanding vier.
Maar Maria huil. Maria Magdalena ken nie die einde van haar smarte nie. Ja, selfs die twee engele wat in die graf sit en simpatiek vra waarom sy huil, bring haar nie tot ander insigte nie. Die engele sit in die graf sodat ons ook kan weet dat ons nooit meer vir die graf bang hoef te wees nie. Christus het ook daar ingegaan, maar hy het ook weer daaruit gekom. Maar nie soos die dogtertjie van Jairus nie. Ook nie soos Lazarus wat Jesus opgewek het nie. Want hulle het opgestaan uit die dood, ja, maar later sou hulle weer sterwe. Jesus het opgestaan om nooit weer te sterwe nie. Hy het die dood finaal oorwin en daarom sal ook elkeen wat glo by die graf ingaan, maar ook weer daaruit kom om nooit weer daarin te gaan nie. Ja, Maria besef dit nog nie en gee die engele dieselfde antwoord as wat sy vir die disippels gegee het in vers 2, naamlik, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. In Lukas 24 lees ons dat die engele haar gevra het, waarom sal jy dan die lewende by die dooies soek? Soos ons ook maar. Ja, baie keer soek ons dikwels Jesus by die verkeerde plekke. Mense soek hom in 'n film of passiespel wat tydens Paasfees oral vertoon word. Of in 'n sensasionele ervaring, iets wat moet gebeur. Of mense soek hom by heilige plekke. Vandag nog kan jy in Israel die Via Dolorosa gaan stap, die Lydensweg, die pad wat Jesus gestap het op pad na sy kruis toe. Die mense gaan soek hom daar. Partykeer soek mense hom in 'n massa godsdienstige byeenkoms waar almal opgesweep word en daar vir 'n kort tydjie 'n emosionele opwelling is. Maar kort daarna verdwyn dit weer. Teleurgesteld en hartseer as hulle hom nie vind nie. Maar broers en susters, so dikwels moet ons net 'n bietjie omkyk, soos Maria Magdalena. Deur die trane heen het sy omgekyk en 'n man daar sien staan. Sy dink dit is die tuinopsigter. Sy herken Jesus nie. Niks ongewoons hieraan nie. Jesus het dikwels na sy opstanding nie herken nie. Ja, deur die trane heen het sy omgekyk en 'n man daar gesien staan. Sy dink dit is die tuinopsigter, sy herken Jesus nie. Maar niks ongewoon hieraan nie. Jesus is dikwels na sy opstanding nie herken nie. Dink maar aan die Emmausgangers wat 'n eind saam met Jesus gestap het en hom glad nie herken het nie, totdat hy die brood gebreek het. Mense het hom eers erken as Jesus hulle oë oopgemaak het om te kan sien. So Maria erken nie vir Jesus nie. Maar dan die vraag van Jesus: wie soek jy? Let op wat Jesus vra. Maria is op soek na 'n lijk. Sy is op soek na iemand wat dood is. Jesus vra nie vir haar, wat soek jy nie? Maar hy vra, wie soek jy? Ja, Jesus is reeds besig om aan haar te verkondig. Maar sy snap nie en draai weer terug na die graf toe. En dan verander hierdie verhaal skielik. Jesus noem haar op haar naam. In die Grieks staan die woord in 'n uitroepvorm. Jesus roep haar terug. Terug vanuit haar hartseer en verdwaasdheid. Terug vanuit haar onvermoë en ongeloof. Ja, die skape sal die herder se stem ken. En sy draai om. En waarskynlik het sy baie vinnig omgedraai en antwoord sy op Christus se roepstem. Rabboni,
leermeester, weer 'n uitroep. Ja, haar hartseer is weg. Nou het Sondag ook vir haar 'n feesdag geword. Haar Here is nie weggeneem nie. Sy liggaam is nie elders neergelê nie. Nee, hy lewe sodat ons kan lewe. Ja, die tempel is in 3 dae afgebreek en weer opgebou. Sy kon haar trane afvee en met blydskap na die evangelie kyk. Die blye boodskap dat Christus waarlik opgestaan het uit die dood. Broers en susters, verheug ons onsself nog ook daarin. Leef jy met die wete dat Christus werklik uit die dood uit opgestaan het? Maak dit jou opgewonde. Maak dit jou bly en gee dit jou die vaste versekering dat jy ook uit die dood uit sal opstaan. Dat jy nie bang hoef te wees vir die graf nie. Laat dit jou sing van blydskap. Ja, broers en susters, besef weer watter wonderlike voorreg ons het, dat ons werklik hierin kan glo. Dit wat vir die wêreld onsin is, dit glo ons. Dat God ons elkeen by die naam geroep het. Dat hy reeds met ons doop vir ons gesê het, jy is myne. Ja, die opstanding is die kern van ons geloof. As ons nie meer in die opstanding glo nie, dan aanbid ons 'n God wat dood is. Dan het ons ook 'n geloof wat dood is. 'n geloof wat geen hoop en geen troos bring nie. Maar broers en susters, as ons ondanks die wêreldse aanslag, ondanks die wetenskap wat sê dat 'n dooie nie lewendig kan word nie, glo dat Christus werklik opgestaan het, dan glo ons in 'n enige, ware, lewende God. Ja, want Christus is by ons, met mag en krag. Hy lei ons met sy gees en deur sy woord. Hy is hier teenwoordig, elke oomblik van elke dag. Ja, in 1 Korintiërs 15 vers 3 lees ons ook, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Maar dan gaan Paulus verder, en hy sê, as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Ja, Maria se blydskap was oorvloedig. Sy roep uit, Rabboni. Sy wou Christus sommer daar vasgryp en teen haar vasdruk. Asof Jesus nou weer sou terugkeer na sy lewe voor die kruis. Asof hy net weer sal rondgaan soos 'n leermeester en die mense leer. Maar Jesus keer haar egter en sê, moenie my vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Ja, Christus sê vir haar dat sy hom nie kan saamneem na haar wêreld toe nie, maar dat hy haar sal saamneem na sy wêreld toe. 'n wêreld waar die dood iets van die verlede is. Ja, die verhouding tussen Christus en Maria het verander. Dit is nou 'n geestelike verhouding. En daarom kan sy hom nie nou vashou nie. Maar sy sal Christus in die geloof kan vashou. Nou sien sy hom. Maar later sal sy hom in die geloof sien, soos ons hom ook sien. Ja, verder sê Jesus ook vir haar, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Hoe merkwaardig is hier die sin nie?
Voordat Christus opgestaan het hy van sy disippels gepraat as sy vriende. Maar nou noem hy hulle sy broers. Maar broers in watter sin? Dit word ook deur Jesus self verklaar. Christus sê, my Vader is ook julle Vader, my God ook julle God. Ons is Christus se broers en susters, want ons het dieselfde Vader, ja. Maar let daarop dat Christus nie sê ons Vader en ons God nie. Want hy is die Vader se seun van nature. Ons is die Vader se kinders deur genade, deur die aanneming deur Christus. Ja, deur die genade wat Christus sopas aan die kruis bewys het. Sy smart van God verlatenheid wat ons laat deel kry aan God se familie. Deur sy opstanding het ons ook opgestaan uit ons geestelike dood. Alles genade. Net genade. Ja, genade op genade. Maria gaan vertel vir die disippels. Broer en suster, Johannes skryf hierdie gedeelte vir ons op sodat ons kan glo. Johannes skryf vir ons dat daar ook ooggetuies was met Christus se opstanding. Opstanding van ons Here Jesus uit die dood is sekerlik die grootste wonder van alle tye. Wat onmoontlik gelyk het werklik plaasgevind. Iemand wat gesterf het uit eie krag weer lewend geword. Ja, Christus het uit die graf uitgekom, hy het oorwin, die dood kon hom nie vashou nie. Hy het uit die dood uit opgestaan en lewe. Daarom het ons wat in hom glo ook deel aan die ewige lewe wat hy vir ons verwerf het. Want in God se wêreld bestaan daar nie iets soos doodgewoon of doodnormaal nie. God se wêreld is die dood ongewoon en abnormaal. In God se wêreld is alles lewensgewoon en lewensnormaal. Daarom kan ons ook vra, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Ja, vir die gelowige is die sekerheid van die opstanding 'n groot troos wanneer geliefdes ook deur die dood weggeneem word. Of wanneer jy ook voor die dood te staan kom. Elke gelowige kan weet, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Christus is die eersteling wat uit die dood opgewek is en na hom volg die hele oes, al die gelowiges. Daarom is die opstanding ook die waarborg van ons verheerliking. Broers en susters, Maria het gehuil op die feesdag. Die feesdag van Christus se opstanding. Christus noem haar op haar naam. En haar hartseer verander dadelik in blydskap. Laat ons blydskap daarom ook nou volkome wees. Laat ons lewe met die wete dat Christus ons deur sy genade deel gemaak het van God se familie, broers en susters. Dat ons deur sy genade nou ook Jesus se Vader se kinders is. Maar wat het Maria gedoen nadat sy Christus se opstanding gesien het? Sy het gaan vertel, gaan verkondig. Ja, laat ons dus ook van hier af weggaan met blydskap in ons harte en hierdie blye boodskap gaan verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, weer eens kan ons uit die woord sien
dat U alles doen. U het die raadsplan in werking gestel, sodat U seun gekruisig word, maar ook dat hy uit die dood uit opgestaan het en so die straf op die sonde, naamlik die dood, oorwin het. Here, want hy het vir ons betaal. Daar die Vrydag aan die kruis. En so vir ons ook die ewige lewe verwerf. O Here, as mens so dink aan dit wat ons nou ook bely en sê en hoor uit U woord, is dit te groot vir ons verstand. En daarom glo die wêreld dit nie. Maar weer eens het U ons uitgekies voor die grondlegging van die aarde en vir ons die gawe van geloof gegee, dat ons reeds dit, wat vir die wêreld onsin en onmoontlik is, glo met ons hele hart, met ons hele wese, al ons krag, net omdat U dit so werk in ons, deur U Gees. Net uit genade. O Here, gee dan dat ons ook hiervandaan sal gaan en sal verkondig. Al is dit net in die manier hoe ons lewe. Ja, ons koppe opgelig in hoop, waar ons weer eens ook vashou aan die belofte, dat U seun weer op die wolke gaan verskyn, om ons te kom haal om vir ewig by U te wees. Daarvoor wag ons nou. Daarom bid ons ook, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 118, daarvan verse 1 en 12. Tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Wees goeiemôre broers en susters. Volg afkondigings, baie geluk aan die lidmate wat hierdie week verjaar, die 20ste Corrie Koekemoer, 21ste Lenier Swanepoel en Ansie Meton. Ons glo dat die Here nog baie jare sy seënende hand oor elkeen van julle sal hou. Dan word voorbereiding gevra vir Tannie Florence Du Plessis wat in die N17 hospitaal is. Ons bid vir vinnige beterskap vir haar. Dan welkom terug aan Lise Marie Lignout, wat so 'n paar jaar weg was daar in Potchefstroom. Sy het slimmer en wyser teruggekom. Maar baie welkom, ons het ook jou attestaat ontvang van Gereformeerde Kerk, Cachet. Dit lyk vir my, dit is omtrent dit. Baie lekker week vir elkeen.